Ons gaan dan vanoggend so lekker tyd saam in die woord spandeer. Nou, as ons aan 'n nuwe jaar dink, ons is by 'n nuwe jaar. Ek glo dit voel vir jou soos 'n nuwe jaar. Iemand het nou die dag gesê, nee, wat hulle raak nou te oud om 'n nuwe jaar te voel. Ek weet nie, ek voel nog 'n nuwe jaar, so dis 'n wonderlike gawe. Maar as ons dink aan 'n nuwe jaar, dan dink ons aan 'n nuwe begin, nê? Ons dink aan nuwe voornemens, ons dink aan nuwe doelwitte, ons dink aan nuwe beginne, nuwe planne, nuwe geleenthede. En ek dink daar's 'n rede vir dit. Ons almal het 'n behoefte. Ons almal het 'n hinkering altyd na nuut. Want wanneer ons sê iets gaan nuut wees, dan beteken dit gaan anders wees. Daar gaan 'n kans wees vir iets om beter te wees. So, daar is so iets van 'n reset knoppie aan die begin van die jaar. Nee, nou as jy nou dink aan dit, dan dink jy, okay, hier's 'n nuwe jaar, hier's 'n kans, hier's 'n geleentheid vir goed om anders te wees, om beter te wees. En ek glo daai hinkering, daai begeerte wat ons binne in ons het, kom van God af. Ons is so gemaak. Die Engels sê ons is so gewire. Want God het ons gemaak om te lewe. Daarom glo ek, die beste lê nog altyd voor. Een van ons campuspastors vrouens in PE sê altyd, the best is yet to come. En daar's soveel gewig en waarheid in daai woord, want God roep ons om te lewe. Jesus self het gesê, daar is 'n vyand, Johannes 10 vers 10, wat wil steel en wil slag en verwoes, en ons kan bysit, wat jou wil moedeloos maak, neergedruk, hopeloos. Maar Jesus sê, ek het gekom om vir julle lewe en oorvloed te gee. Lewe is in ons DNA. God het ons gemaak om te leef en nie om dood te beleef nie. Nou daarom skop ons dan ook vandag 'n nuwe preekreeks af, net so vir 'n inleiding van die jaar, 25 Januarie by die aand, worship aand, en Sondag die 1 Februarie, gaan ons die hele jaartema skop, maar hierdie is nou net so intro vir die jaar. So ons tema vir hierdie 3 weke is die woorde nuut en anders. Hoekom nuut en anders? Ons almal het 'n begeerte na iets nuuts, na iets anders, maar ons gaan in hierdie tyd praat oor die grootste, die beste, die hoogste, die meeste nuut en anders wat die wêreld nog ooit beleef het. En dit het reeds gebeur. Jy sê, nee, dit het reeds gebeur. Maar die feit dat dit reeds gebeur het ons lewens vir eens en vir altyd kom verander. En hierdie nuut en anders, die grootste wat die wêreld ooit gesien het, was die opstanding van Jesus uit die dode. So ons gaan vir die volgende week, 3 weke bietjie daaroor kuier. As Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, dan was hierdie inherente begeerte in ons na lewe, was dit die Afrikaans het so, ek het 'n woord gesoek terwyl ek voorberei, dan was dit gefeto. Dan was daar niks. Dit was plat gevee. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, dan was hierdie begeerte in ons na lewe en oorvloed en daai beter en daai nuut, dan was daar niks van dit gewees nie. So Jesus se opstanding, al ons ander begeertes na beter en nuut, is opgesluit en word beantwoord in Jesus se opstanding. Wat is die essensie? Wat is die sentrale boodskap van Jesus se opstanding uit die dode uit? Dit beteken, die boodskap, die goeie nuus van Jesus se opstanding uit die dode is 'n nuwe begin. En God kan uit enige dood uit, kan hy nuwe lewe skep. Hy het dit gedoen by die kruis. Hy het vir die wêreld gewys, geen dood is te groot om nuut gemaak en oorwin te word nie. Hy doen dit nog steeds vandag, en ons gaan vandag ook so 'n bietjie daaroor praat in die volgende tyd. Hy gaan dit in die toekoms, gaan hy dit volmaak doen. En daarom het ons hoop, daarom het ons lewe, daarom al ons begeertes na nuut en beter en anders kan beantwoord word en vervul word, omdat Jesus opgestaan het, en ons kan God vertrou vir nuwe lewe. En ek wil vanoggend op daai noot weer sê, ek weet nie hoe naby jy geraak is deur die afgelope tyd nie, maar miskien het die goed baie naby aan jou gekom. Ek dink sommer aan Jesaja 43 wat sê, God maak 'n pad in die woestyn, in die wildernis. Die klem is op, hy maak 'n pad. As jy vanoggend hier sit, en miskien is dit nie net met hierdie afgelope week se gebeure nie, miskien is dit met ander goed in jou lewe, en jy sê, Here, hoe, wat, waar? God se woord sê, hy maak 'n pad
in die woestyn. Daar waar daar niks is nie, daar maak hy 'n pad. Ons kan hom vertrou vir nuwe lewe in ons donkerste en ons droogste tye van ons lewe. Nou ek wil vanoggend saam met jou kuier in Matteus 28. Ons het al so in verlede jaar het ons gepraat oor Johannes 20, die opstanding van Jesus. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na Matteus 28. Hoe vertel hy dit? En ons gaan kyk, wat het die opstanding van Jesus vir ons gedoen? Dit het iets vir ons gedoen. En wat sê die opstanding van Jesus nou oor ons lewens? So ek gaan jou vra om saam met my te lees. Dit is op die skerm, maar jy is ook altyd welkom jou Bybel asseblief saam te bring. Ek weet die meeste van ons het sommer alles all in one. Ons het sommer ons Bybels op ons selfone. Maar lees gerus saam met my. Ek gaan so stukkie vir stukkie lees, dan gaan ons lekker gesels. Matteus 28 vers 1 tot 8. Na die Sabbat, teen dagbreek, op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk, want Jesus was nou dood. Skielik was daar groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak het, die soldate, het hulle gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vroue en sê, moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus, die gekruisigde. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het en haas julle en gaan sê vir sy disippels, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Dit het ek vir julle gesê. Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan. Hoor die woorde, blydskap, maar ook vrees. Oh my goodness, wat het hier gebeur, né? So tikkie bang. Hulle het weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Nou net so ietsie rondom Jesus, sy kruisiging en sy opstanding. In daai tyd, in die Romeinse tyd, het dit so gewerk, as iemand gekruisig is, onthou daar's duisende mense gekruisig, dit was soos die doodstraf gewees. As iemand gekruisig was, moes daai Romeinse soldate 100% seker maak, daai persoon is definitief dood, want as daar dalk nog 'n kans was, nou ons weet hoe wreed was Jesus se kruisiging, maar as daar dalk nog 'n kans was, dat die gekruisigde kon leef, het die Romeinse owerhede dadelik die soldate wat by dit betrokke was, doodgemaak. So hulle lewens was op die spel. So dis jy aan die kruis of ek. So hy gaan seker maak, jy is dood. Nou bo-op hierdie absolute onmoontlike feit vir Jesus om fisies die kruisiging te kon oorleef, het die soldate en die soldate wat 100% seker gemaak het, hy is dood by die kruis, doen die Romeinse leiers en die Joodse leiers nog iets. Hulle sê, ons gaan wagte daar by die graf sit, want ons weet en ons onthou, hy het iets gepraat van opstaan. En hy het in elk geval allerhande weird goed gesê. Ons het hom sommer beskuldig van godslasterlikheid. So ons onthou so iets, so ons gaan wagte by die graf sit, sodat die disippels nie kan kom en sy liggaam kan vat en dan sê, hy is uit die dood uit opgewek nie. Nou ten spyte van al hierdie planne, ten spyte van al hierdie faktore, ten spyte van al hierdie maatreëls wat hulle in plek sit, gebeur hier iets groot. Daar's 'n aardbewing, maar Jesus het, lyk my, toe al opgestaan uit die dood. Die aardbewing is om die klip weg te rol. Hier gebeur iets groots. Dis nuut, dit is anders, dit het nog nooit gebeur nie. En Jesus staan op uit die dood uit en die vrouens sien dit. En nou weet ons wat is die boodskap van die kruis. By die kruis het die houvas van sonde oor die mens finaal gebreek, want Jesus, God se enigste seun, het die prys betaal vir dit, en die mag en die aanklag van die bose is teen ons is weg. So dis nuut, dis anders, dit het nog nooit in die wêreld gebeur nie. Hoor gou wat gebeur verder, onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê, gegroet. Kan nie jou indink. Mens moet hierdie in prentjies lees. Want hulle het nou net nog die vorige 2 dae, hulle was
opgehuil, getraumatiseerd. Onverwags kom Jesus hulle tegemoet en sê gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom. En daarop sê Jesus vir hulle, moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers, dat hulle na Galilea toe moet gaan, daar sal hulle my sien. Terwyl die vroue op pad was, het enkele van die, hoor nou, hier is 'n belangrike deel in die storie. Terwyl hulle op pad was, het enkele van die wagte, hulle het nou wakker geword, na die stad gegaan en alles wat gebeur het aan die leierpriesters, die Joodse leierpriesters gaan berig. Die leierspriesters het toe met die familiehoofde bymekaar gekom en hulle het 'n besluit geneem om 'n groot som geld aan die soldate te gee met die opdrag, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons geslaap het. En as die prokurator, die gouverneur, daarvan te hore kom, sal ons hom geruststel, dis nou Pilatus, en sorg dat julle nie in die moeilikheid beland nie. Hulle het toe die geld geneem en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag onder die Jode versprei. Interessante sinnetjie in die Bybel. Wat gebeur hier? Die Joodse leiers betaal die wagte. Ons noem dit in Suid-Afrika, hulle word gebribe. En hulle vat daai bribe. Hulle word gebribe om wat te sê, om te sê, ons het nie ons werk gedoen nie. So jy kan nou dink, as iemand by die kruis sou lewe, was hulle lewens op die spel, so ek glo dieselfde implikasies was hier, maar hulle word gebribe om te sê, ons het nie ons werk gedoen nie, maar nou sê die Joodse leiers nog 'n bietjie verder korrup. Hulle sê, maar moet ook nie worry nie. As die gouverneur, as die prokurator gaan vra, moenie worry nie, vat net die geld. Ons sal hom geruststel, julle sal nie in die moeilikheid kom nie. Hoekom tree die Joodse leiers so op? Hierdie is so 'n belangrike deel in die storie. Hoekom betaal hulle 'n klomp geld om die opstanding van Jesus toe te smeer? Hulle het geweet, die opstanding van Jesus gaan 'n klomp implikasies hê. Onthou, Jesus het vertel hiervan, hy het dit voorspel. So, as almal gaan hoor dat hy opgestaan het, dan sou dit bevestig dat alles wat hy gesê het die waarheid is. Hy is die Messias, hy is die seun van die lewende God. Dit sou hulle integriteit op die spel gesit het, hulle sou uitgeklee gewees het, en hulle sou hulle posisie en hulle invloed oor die volk verloor het. Onthou, die Romeine het alles beheer, maar onder hulle was die Joodse leiers wat nog so bietjie invloed en beheer en goed gehad het oor die Jode. Die Joodse leiers was natuurlik ook bang vir die Romeine, nee, as hierdie storie nou moes uitglip, dat hier 'n lewendige koning is, hier's 'n nuwende koning, so kyk nou dink wat hy als gesê het, so daai goed gaan nou waar word, en ons is eintlik verantwoordelik vir dit, dan sou die Romeine alles gestop het, so hulle sou hulle invloed verloor het. Nou, hoekom is dit so groot ding vir hulle? Ons sien hier, in hierdie gedeelte, met hierdie toesmeedery, ons sien hoe die bose magte, die owerhede van die duisternis kom om die opstanding van Jesus toe te smeer. Nou gaan lees 'n bietjie, ons het nie vanoggend kans nie, gaan lees bietjie Psalm 2. 'n Psalm wat Dawid skryf, dan sê hy, daar's owerhede, daar's magte, die konings van hierdie wêreld wat teen God kom en wat God se koninkryk wil verhoed. So dit wat hier gebeur is gedryf deur die bose, want daar is 'n vyand. En hierdie vyand wou van die begin af God se heerlikheid, God se koninkryk stop en verbreek. Dit het gebeur by die sondeval en van daar af is hy in rebellie teen dit om dit nog steeds te keer. En dis wat hier gebeur. Dis hoekom die opstanding van Jesus toegesmeer word, want daar's 'n vyand, wêreldse konings wat wil keer dat hierdie goeie nuus vir die mens, hierdie lewe, hierdie inherente begeerte na lewe, dat dit suurstof kry. Kom ons lees gou 'n bietjie verder. Vers 16 en 17. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Ek lees daai gedeelte, het jy al ooit aanbid, maar getwyfel? Ek aanbid baie keer, maar twyfel. But I know it's the right thing to do. Gebed in die troonkamer van God, ek weet wie is hy.
Hier's 'n klomp dinge rondom my wat iets anders vir my sê, maar ek bid, al twyfel ek. Die disippels het aanbid en hulle het getwyfel, hoekom? Hier's baie opgesluit in hierdie storie, hoor gou wat gebeur hier. Die Jode het geglo, hulle het gepraat van die laaste dag. Die laaste dag waar die opstanding uit die dode gaan plaasvind. So die Jode het geglo, daar kom 'n dag wat God self gaan kom, wat hy gaan ingryp met oordeel, wat hy die streep gaan trek, dit gaan die einde wees van 'n tydperk, van 'n era, daar gaan 'n opstanding uit die dode wees, en môre is dit 'n nuwe era. Dan is dit heeltemal anders, maar hoor wat gebeur hier, hier gebeur dit, dis hoekom hulle twyfel, hier gebeur dit, hier's opstanding uit die dode uit, maar dis 'n bietjie anderste. God het dan nou nie gekom om te oordeel en almal plat te vee nie, so dis 'n bietjie anderste. En dan lees ons nou later in die Nuwe Testament, Jesus is die eersteling van die opstanding uit die dode. Nou baie mense sê ja, maar daar was ook mense voor hom wat uit die dode opgewek het, ja, maar hulle het weer gesterf. Jesus is die eersteling wat opstaan, verheerlikte liggaam, en die dood het geen mag meer oor hom nie. So wat hier gebeur is dat Jesus staan op uit die dode. Dis iets van wat hulle verwag het, maar dit lyk nou anders. En ewe skielik ontdek hulle, opstanding uit die dode het begin, maar dis nog nie voltooi nie. En hulle ontdek, daar kom in die toekoms 'n finale voltooiing van dit, wanneer almal wat in Christus gesterf het, wanneer Jesus weer kom, gaan opstaan. So hier's 'n groot ding om te verstaan. Anders te gaan ons ook nie in ons gemeente, knowing God, loving people, impacting our world, verstaan nie. Ons gaan ook nie verstaan dat ons 'n familie op 'n missie is nie. Hierdie woord is die kern, die fondasie van dit alles. So wat gebeur hier? Wat ontdek hulle hier? Hulle ontdek, dis nie tydperk, lyn, tydperk nie. Hulle ontdek, nee, hier's 'n oorgang. Die twee verweef met mekaar. Dis die groot ontdekking wat hulle hier maak. Jesus staan op uit die dode, hy's die eerste een wat opstaan, en nou is hier iets baie belangrik, wat ons moet ontdek vir waar ons nou is, in hierdie storie. Die Nuwe Testament kom en sê, maar hierdie selfde krag, omdat die bose oorwin is, hierdie selfde krag van God, die Heilige Gees, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon nou in ons en werk in ons. Dit is huge. Nou is 'n paar plekke in die skrif waar dit gesê word, maar een van die mooi plekke vir my is Efesiërs 1 vers 19. Hoor gou, hoe skryf Paulus daaroor? Hy sê, hoe geweldig groot is sy krag, wat hy uitoefen in ons wat glo. Net eers dit, hoe geweldig groot is die krag, wat hy uitoefen in ons wat nou tot geloof gekom het. Hoor wat sê hy, hoe is hierdie krag? Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Sien jou maak hy so. Belofte van opstanding uit die dode. Ek het hierdie laaste tyd met 'n paar mense gedeel, wat uiteindelik gesterf het. Dit's goeie nuus. Daar's 'n opstanding uit die dode. Is die sterwe hier nog 'n realiteit? Ja. Is daar 'n groter realiteit? Ja. Die opstanding uit die dode, wanneer Jesus kom, om saam met ons te regeer. Maar dit is so 'n bietjie anders, hulle het getwyfel, want dit is so 'n bietjie anders. Maar dieselfde krag, hier is dit, die krag wat Jesus daar, wat begin werk het, woon nou in ons. En ek wil vanoggend vir jou sê, en vir myself sê, Dr. Dayo Mosselbaai, jy het rede om hoopvol te wees, jy het rede om kans te sien vir hierdie jaar, want in God is jy geborge, jy kan na hom toe draai, you can behold him, want dieselfde krag wat daar onmoontlike gedoen het, is in jou. Gebruik dit. Gebruik het, dink het, praat het, leef dit, engage met dit, soek dit, vra dit, wel, soek klink of het ver is, maar dis hier, julle hoor wat ek sê, soek dit, soek die koninkryk van God, al die ander dinge gaan bygevoeg word, nie omdat dit ver is nie, maar omdat jy geroep is, om dit te engage. Volgende deel in die storie, gebeur iets, amper sê soos die jong mense sê, crazy, sê hulle nog crazy,
Of is dit nou oud? Okay, is nog crazy. Okay. Hier gebeur iets groots. Hier is hierdie twyfel. Dis nou anders as wat gebeur, wat hulle gedink het. Begin Jesus te praat. Hy sien hierdie twyfel. Hy sê, okay, ek gaan 3 goed. Ek gaan nou 3 goed vir hulle sê, dat hulle kan verstaan wat is hier aan die gang. En hoor gou wat sê hy vir hulle, Matteus 28 vers 18. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, oh my hoor, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Jesus kondig hier sy koningskap aan. Hy sê, soos wat my gesag in die hemel is, so dit nou ook op die aarde begin. En ek weet julle dink, wat gaan nie aan, want dit lyk anders. Want ek het nie hier met 'n army gekom en als plat gevee nie. Ek weet dis 'n gesag wat anders te lyk, en wat niet is as waaraan julle gewoond is. Maar ek het die mag van die bose oorwin, en hierdie gesag van my, aan my is gegee alle gesag in die hemel, dit het nou iets begin, daai oorvleuring, en hy het hulle ons reeds klaar geleer bid, soos in die hemel, so op die aarde. Hulle moes dit ook onthou het. O ja, hy het dit vir ons geleer, om so te bid. Hier is dit nou in aksie. En nou is die vraag, nou begin hulle ontdek, wat gaan hierdie koning, wat dan nou die bose oorwin het, wat gaan hy doen met sy gesag? Wat gaan hy doen met sy koningskap? Wat gaan hy doen met sy heerskappy? Onthou, die Jode het verwag, die laaste dag, die oordeel, nou is dit anders. Nou begin hulle te wonder, hoe gaan hy dit doen? En dan dadelik, asof Jesus hulle gedagtes is, Jesus was 'n strateeg, elke ding wat hy gesê het, was vlijmskerp, ingespreek, nee. En hoor wat sê hy, het eers gesê, my heerskappy het begin. Volgende vers. Dis hoe ek het gaan doen. Dis hoe hierdie gesag gaan werk. Gaan dan en maak disippels van al die nasies. Hulle moes ook onthou het, dat Jesus het gebid iewers voor die kruis, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Nou sê hy dit vir hulle, gaan dan maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop, in die naam van die Vader en die Seun en die van die Heilige Gees, kan ons die Here vertrou om hierdie jaar baie mense te doop. Knowing God. En hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wat sê Jesus hier? Hy gaan sy gesag, sy heerskappy, sy koninkryk, gaan hy nou na hierdie wêreld toe bring en dit lewendig maak deur mense wat hy stuur met die goeie nuus van sy koninkryk. En wanneer hy mense stuur, gaan hulle tot geloof kom in God, die outeur, die bron van die lewe. Hulle gaan ontdek, ja, hierdie soeke van my na niet, na anders, dis opgesluit nie in wat nie, maar in wie. Hulle gaan tot geloof kom, hulle gaan dan gedoop word. Wat gebeur by die doop? Ons weet die doop is 'n verklaring van die ou mens, die nuwe mens, maar die doop word jy ook ingedoop in God se familie in. Jy word deel van God se familie. So hier's mense wat God gaan gebruik, 'n familie, en hierdie familie gaan nog iets doen. Hulle gaan leer, hulle gaan al die pad leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hulle gaan leer, hier's 'n nuwe manier van leef, hier's 'n anderste manier van leef. Dit bring die koninkryk van God na ons wêreld toe. Dis so interessant. Hierdie deel is so groot. Onthou, op 'n stadium vra Petrus vir Jesus, dis nou voor hierdie gebeure. Of nee, Jesus vra eers vir die disippels. Hy sê, wie sê julle is ek? Petrus weer voor op die wa. Lekker, altyd voor op die wa. Maar hierdie keer doen hy great. Hy sê, u is die Christus, die gesalfde, die seun van die lewende God. En Jesus sê vir Petrus, hy sê, Petrus, seun van Simon Bar-Jona, jy is die rots waarop my kerk gebou gaan word. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die woordjie wat Jesus daar gebruik is ekklesia vir kerk. Weet jy waar vat Jesus daai woordjie? By die Romeine, want die Romeine het ekklesias geskep reg oor die wêreld om die Romeinse kultuur en wêreld soontoe te vat, al was hulle 1000 kilometer weg van Rome. En Jesus kies daai woordjie om te sê, die poorte van die doderyk sal nie hierdie kerk, hierdie manier, hierdie gesag om my koninkryk te bring, sal dit nie oorweldig nie. Dis hoe my koninkryk, dis hoe my heerlikheid na hierdie aarde toe gaan kom.
Kom ons staan gestil by ons jaarthema, ons lei hom so stadig in. Marked by his glory, known by his love, geken deur sy liefde. Jesus sê, hoe gaan hierdie eklesia werk? Hulle gaan leer. Hulle gaan disippels maak, maar hulle gaan doop, maar hulle gaan ook leer die heeltyd wat ek beveel het om te onderhou. So ons gaan alles van Jesus leer. Dis hoekom ons hom beheld. En dan kom Jesus op 'n stadium en dan sê hy, ek som nou al my bevele, alles wat ek gesê het, want dit gaan soos ook die fondasie wees van alles, som ek op in een ding, 'n nuwe gebod. Hoor ge wat sê in Johannes 13:34, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Nie meer jou naaste soos jouself nie, maar julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook lief hê. Dis nie, dis anders, dis hoe die koninkryk van God gekom het. Hy het sy hemelse plek verlaat, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. Dis sy liefde wat hierdie nuwe gebring het. While we didn't deserve love, he came to us, he brought it to us. Ek is so excited oor hierdie jaar, want ons verstaan nou, laas jaar, God deel sy heerlikheid met ons. Hy stuur ons. So, wat leer ons uit hierdie gedeelte uit? Ek wil dit vir jou so opsom, ons gaan hierdie jaar nog baie sê. Our message is God's kingdom. Dis die gospel, dis die evangelie, die koninkryk, dit het begin oorvleuel, die koninkryk van God het naby gekom. Our message is God's kingdom, our method is God's love. Ek sê altyd, ek dink hoe ouer ek raak, hoe bietjie beter verstaan ek dit, want my hele lewe het ek een ding nog altyd baie gesê, en dit is, liefde is nie net 'n woord nie, dis 'n krag. Dis 'n krag wat werk, ek dink ek begin dit beter en beter verstaan. Dis 'n krag wat werk. Dis ook 'n krag wat hierdie koninkryk van God oopbreek. Ons sukkel eintlik om woorde te kry, om dit te verduidelik. Nou, ons gaan ook in hierdie jaar, gaan ons so 'n bietjie praat, ek gaan nie vanoggend nie, ek wil net dit vinnig noem. God se liefde, wat is dit? Ons het baie al stil gestaan by Christian Swarts wat gesê het, God se liefde bestaan uit genade, waarheid en geregtigheid. So wanneer God vir ons genade gee, is dit liefde. As God kom en sê, ek maak dinge reg. Baie plekke in die Bybel noem dit oordeel. Ek maak dinge reg, is dit omdat hy lief het. As jy met jou kinders goed wil regmaak, jy sien ons op 'n afdrandpad, dis liefde. As God kom en hy gee vir jou waarheid, sê, oor hier's 'n leuen wat in jou lewe besig is om te werk, maar hy gee vir jou waarheid, dis liefde. Toe dink ek dadelik, toe ek nou weer aan dit dink, toe dink ek aan Johannes 1. Johannes 1 sê, God, die woord was by God, en die woord was God, en hy het vlees geword, en hy het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid van die Seun, vol van genade en waarheid. Dis hoe God se liefde werk. Ek weet nie van jou nie, maar ek het dit nodig in my lewe. Ek het genade nodig, ek het baie genade nodig. Ek het goed wat in my lewe partykeer reggemaak moet word, geregtigheid, ek het waarheid nodig. Partykeer werk daar leuns in julle pastoor se lewe, want die duiwel sit nie op sy boude nie. I need this community. Die mense, manne, raadgewers rondom my nodig, geesvervulde mense, om waarheid na my lewe toe te bring, natuurlik ook in sy woord. En daarom gaan ons ook hierdie jaar baie praat oor groepe en jou vra om deel te raak van dit. Dewald het dit so mooi gesê op die video. Ons leer nie net, dis waar ons liefde leer. Ons praat nie net oor liefde nie. Ons praat nie net liefde om iets te leer en sê, o ja, boksie getiek, ek weet dit nie. Nee. Ons leer liefde om dit te word. Ek wil vanoggend dit sê, daar is nie 'n ander plan. Dalk stel ek dit nou baie radikaal, maar in ons konteks vanoggend. Daar is nie 'n ander plan as om God se koninkryk te bring nie. Ek stuur julle. En dis deur liefde, dan sê hy laastens, die derde ding wat Jesus dan sê oor sy opstanding. Onthou nou hierdie twee eras wat so oorvleuel. Hy sê, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Waar gaan hierdie woorde? It's all about the Holy Spirit. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in ons. Die krag van die Heilige Gees, ons kan op dit staat maak, dit gaan in ons werk, dit gaan dus deur ons werk, tot die volëinding van tyd. Wat is die volëinding van die tyd? Totdat
die koninkryk van God finaal gekom het. Ek en jy leef nou in hierdie tyd. Ons leef in Jesus se opstandingskrag. Daar's niks meer sad as iemand wat 'n geskenk kry en dit nie vat nie. En dit nie gebruik nie. Ek wil jou vanoggend nooi om opnuut in hierdie jaar hierdie geskenk te vat. En dit in te delf, dit te embrace en te sê, Here, as daar nou een voorneme van my lewe is dit dit. Ek gaan eerder van die ander planne los en vergeet, maar ek gaan met hierdie opstandingskrag engage, soos in die hemel, so op die aarde. Dis wat hierdie opstandingskrag doen. En Here, ek kan U vertrou vir hierdie jaar, want U het my hierdie groot geskenk gestuur. Here, ek gaan ook in hierdie jaar hierdie woord ontvang om te sê, U stuur my ook met hierdie krag van liefde. Dis 'n krag wat werk. Dit beteken sekere goed. Dit beteken, ek kan nie in isolasie leef nie. Dit beteken, ek kan nie eenkant leef nie. Dit beteken, ek kan nie maak of ek nie sekere goed raak sien nie. Dit beteken, ek gaan raak stil by God en sê, Here, waar wil U die krag van liefde deur my laat werk? That is the plan. Daar's nie 'n ander plan nie. Ons gaan vanoggend, dis net die inleiding. Ek dink ons moet hierdie reeks 6 weke maak. Ons gaan vanoggend 'n lied sing, wat een van ons worship leiders in Doxa hy geskryf het, oor hierdie opstandingskrag. Voor ons dit sing, wil ek dit gou vir jou lees, dan gaan ons hierdie anthem sing. Hoor gou wat sê, I'm standing on resurrection ground. I'm living a life that has been found in you. Ek leef nie meer vanuit myself nie, ek leef vanuit God. You have redeemed me from my sin. Sonde, doelmis, het my verlos van 'n doelmis lewe. Rivers of life now flow within. Dis wat hy kom doen het. Hy sê, I'm walking on resurrection roads. Echt, dis mooi. Op 'n pad van opstandingsgrond. I'm living a life that's full of hope. Hope in you. Ons weet waarheen is God met ons op pad. And I'm no longer a slave to my old ways. I'm dancing to the rhythms of your grace. You have made me new. The old has passed, the new has come. All because of Christ the Son, we lift up our voice. Exalted, He is lifted high. Jesus Christ, the reason why. Declaring as we testify, singing, holy, holy, holy. Ek wil jou vra om jou oë te sluit. Hierdie wat ek nou gaan sê, herinner die Heilige Gees my hier op die spot. Ek het nie daaraan gedink nie, ek onthou dit nou. In een van ons dienste, kan nie onthou wat die een nie. Een van ons dienste oor die vakansietyd, dit was nie Kersdag nie, dit was een van die ander dienste. Kom my ou na my toe en hy begin met my te praat. Later toe sê hy vir my eers, hy's ook 'n pastoor van 'n klein gemeente iewers in die Kaap. Hy sê, ek het 'n woord vir jou. Ek sê, ja, wat is dit? Gee dit asseblief. Hy sê vir my, die Here wys vir my, hierdie jaar gaan jou gemeente daders van die woord raak, soos nog nooit van tevore nie. Daders van die woord. Here, ons bid vanoggend saam. Ons hoor die woord. Dankie vir opstandingskrag, nuwe lewe. Hoe groot is dit, Here? Dit gaan ons verstand te bowe ons. Dankie, Here, dat U dit gedoen het, dat dit vanoggend ons realiteit is. Dis groter, dis nie, dis anders, dis groter, as selfs die grootste challenge in ons lewens. Ek het dit onlangs gewitness, Here, mense wat op sterf lê. It's bigger than that. Dis groter as dit. Dankie dat ons in dit kan leef. Here, ons as gemeente vanoggend kies ook om hierdie 3 sinne wat toe die disippels 'n bietjie verward is, maar hoe gaan hierdie krag nou kom en werk? Toe slaan hierdie spyker so 3 keer op die kop. Ons as gemeente hoor dit ook vanoggend en sê, Here, ons meld aan vir dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons staan, sing hierdie lied saam.